Maar almal is Neil Kemp by PWG Graanhandel. Ek weet so van 'n vinnig met julle gesels oor wat hierdie week gebeur het. Vandag die 17de April 2020. En ek wil ons moet 'n bietjie kyk wat aangaan in die mark. Ons gaan net in hierdie video gaan kyk wat die laasweek of wat in hierdie week gebeur het en ons gaan kyk waarna toe ons kan uitsien volgende week. So 'n bietjie vinnig met julle praat oor die middagverslag wat ek elke middag vir julle stuur. Dan gaan ons so vinnig deur die grafieke gaan en dan wil ek net so vinnig 'n samevatting doen. Hierdie is nog quick and dirty, so bear with me. Eerstens het ethanol production in die VSA het baie afgeneem met 45%. So julle kan sien dit is 'n laagtepunt vir baie jare wat hulle nou bereik het. En ons het gesien hulle voorraad is op die meeste dat dit 'n baie lang tyd was. Dit sit 'n bietjie druk op die op hulle verbruik van hulle mielies op hierdie stadium want 45% van hulle mielie verbruik is vir ethanol. Dan ook van baie van hulle meat packing plants besig om toe te maak as gevolg van werknemers wat siek word met die coronavirus. Vir voorsorgmaatreëls maak hulle maar toe en dit sit bietjie druk op voerkrale. En dit weer ook sit druk op voer en op graan. So dit het ook 'n negatiewe effek op hulle prys op hierdie stadium. Dan 'n goeie ding wat gebeur het is ons reepekoers is dan af met 100 basispunte hierdie week. Wat dan 'n goeie ding is vir die skuld. Dan ook, dis nie hierdie week gebeur nie, maar dit is 'n ding wat ek weet ons moet kyk. Die Amerikaners het vooruitskatte hektaar uitgekom en hulle verwag dat hulle 8% meer mielies, 10% meer sojas en 1% meer koring gaan plant. Nou op hierdie stadium het hulle nog nie begin plant nie, dis nog te nat. Ons hoop met al die dinge wat nou in die mark gebeur, besluit hulle om minder te plant, maar op hierdie stadium is dit die syfers wat ons het. Dan ook wat in hierdie week, volgende week gaan gebeur, is nou maar net, dis ons last trading day vir April, die 22ste, en dan ook ons my opsiekontrakte vervul in hierdie week wat nou kom. Hier is maar net 'n tydlyn wat ek opgestel het, net waar redelik al die inligting en goeders wat ons nou kry op uitgelê is. Jy sal sien, Amerika is nou in hulle planttydperk en ons is nou in ons soja strooptydperk. So, dis ons lê, Amerika het nou nog nie begin plant nie, maar hulle sê hulle is nie vreeslik bekommerd nie. Hulle het laas jaar het hulle baie laat geplant. Dan net bietjie oor ons middagverslag wat ek julle stuur. Julle sal sien, ek het dit al vir julle verduidelik. Hier staan aan die regterkant het ek pyltjies wat ek sê die trend op die stadium is in daai spesifieke kontrak. So ek stuur dit nou elke dag vir julle, so julle sal dophou, hierdie is ons korttermyn, dis gewoonlik 15 minute grafieke wat ons gebruik hierso, en dan hier is ons langtermyn, dis gewoonlik daaglikse grafieke wat ons hier gebruik. Dan gaan ek so vinnig op die grafieke vir julle wys, hoe presies ek dit doen, of hoe presies dit nou op die stadium op die grafiek lyk. As ons kyk witmielies het nou in hierdie week, as julle hierdie kyk na die rooi lyn, daai was my omdraaipunt gewees vir 'n afwaartse beweging. Hy het hom kom breek, hy's terug en ons het vandag daar gesluit. So, offisieel volgens my tops en bottom systeem is ons nou in 'n afwaartse fase. So, ons trend is nou af op jullie witmielies. So ook jullie geel, hy is op hierdie stadium het hy ook gebreek, ook op dieselfde tyd. Ons het daai bottom van ons gebreek en so hy is ook offisieel nou in 'n afwaartse fase. En dis waar hy vandag nou gesluit het. So hy is nou afwaarts. Ons sal sien wat maak hy met hierdie malmark, maar ja. Sojas, hy het so vinnig opgegaan, hy is nog in 'n opwaartse fase. Ons omdraai lyn is eers hierso by 6167, dis hoe vinnig hy opbeweeg het. So, ek hou nie van 'n ding wat so vinnig beweeg nie. Dit los hierdie hele spasie vir 'n terugtrek. Ek hoop hy bou nou maar, en hy gee vir ons 'n nuwe omdraaipunt bietjie hoër, dat ons dan kan weet wanneer hy gaan omdraai. Maar ja, dis hoe hy op hierdie stadium lyk.
Dan volgende is dit Sonneblom. Sonneblom het ook 'n lekker sterk beleef, jy weet, van 5500 af na hy het daar by 6200 gaan draai. Hy het ook so vinnig opbeweeg dat hy nie vir ons nog 'n draaipunt gegee het nie. So sy draaipunt lê ook nog hier onder by 5490 wat ek nu ook nie van hou nie. Maar ja, Sonneblom het ook lekker sterk beweging opgehad. Dan Corn, Amerikaanse mielies. Julle sal onthou, ek het die laaste video wat ek gemaak het, ek vir julle gesê, hy kom af, ek glo hy gaan daar op hierdie lyn hop, 'n bietjie opgaan en dan deurbreek. Hy het dit wel gedoen, so ons is nog hier in 'n afwaartse trend wat Corn betref. Dit is nou al die faktore wat ons van gepraat het, nou op hierdie stadium druk op hulle sit. So ons sal nou maar sien, hy is oversold, hy is laag, so ons sal sien of hy sy koppie gaan optel. Ons sal hom maar dop hou. Dan sojas het ons gekyk, laatst ons gekyk het, was ons hier onder gewees by die groen lyn. Hy het sterk opgetrek en hy het nou weer teruggetrek. So hy is op hierdie stadium is hy nog in 'n afwaartse trend. Jy sal sien hy is nog nie oversold nie, soos ons hom wil hê nie. So daar is nog 'n afwaartse spasie vir hom hierso. Maar ons sal hom maar dop hou. Ons sal kyk wat gebeur. Okay, dan rand dollar. Ek het sommer 15 minute en die daaglikse grafiek vir julle ingesit. Hy het nou onlangs weer lekker verswak. Hy is op hierdie stadium by R18.82. Hy is in 'n opwaartse trend. En op hierdie stadium is hy nog in 'n sterk opwaartse trend. Daar's nog niks wat vir ons sê hy gaan draai nie. Ons 15 minute se omdraaipunt lê nou hierso by R18.50. Nou die rand is op hierdie stadium baie belangrik, want dit is redelik al wat ons op hierdie stadium help met of vir ons prys om op te gaan. Dan as ons kyk na 'n bietjie langer termyn, die daagliks, so jy sien hoe vinnig hy opgegaan het. Op hierdie stadium ons het gesê ja, ons 20 jaar gemiddeld is by R19.10, jy sal sien dis daai lyn, hy het 'n oorhom toegebreek en toe onder hom kon vestig. So ons R19.10 het langtermyn trendlyn het toegehou daarso en hy het toe teruggetrek, maar nou is hy weer op pad op. So ons nou kyk wat maak hy, as hy hierso 'n laer toppie kan maak, sal dit wys dat hy gaan sterker word. Anders sal hy hier moet deurbreek. So ons wag nou om te sien wat hy hier gaan maak. Hy is op baie kritiese stadium op hierdie stadium. Okay. Hy is ook redelik baie overbought, so ons hou hom soos 'n valkdop. Okay. Dan net 'n samevatting. Op hierdie stadium wys meeste van ons faktore wys dat ons prys moet afgaan. Ons sit met 'n groot oes. Amerika is onder druk. En dit sit druk op ons druk op ons prys af. Op hierdie stadium is al wat ons help is die rand wat so verswak het. So ons trade absoluut nou rand, ons trade absoluut nou pariteite. Ons moet net in gedagte hou, daar's 'n groot spasie vir die rand om te herstel. Die draaipunt is baie ver op hom. En dan ook ander probleem is, ons sit met 'n breëse oes. Dit klink vir my, die weste lyk pragtig. So, hou dit in gedagte, beperk die risiko's. So dink aan hierdie dinge. En as jy dalk bietjie risiko van die tafel af moet haal, sal dit nie 'n slegte tyd wees nie. Die prys is nie sleg nie vir die tonne wat ons gaan afhaal nie. So ek dink is nou 'n tyd om risiko van die tafel af te haal. Ja, baie dankie, julle moet 'n lekker naweek hê en dan sien ons weer volgende week. Okay, mooi bly.